Het jy al gewonder, waarom hou ons Pinksterbediere? Die disippels moes wag op die Gees, het wel na die hemelvaart hulle afgesondering gebed, tot die Gees op Pinksterdag uitgestort is. As ons dan glo en bely, dat die Heilige Gees klaar op die eerste Pinksterdag uitgestort is, waarvoor bid ons dan nog? Volgens ons verstaan van die woord, het elkeen wat glo reeds die Gees van God in hom of haar. Selfs voor ons glo, werk die Gees al in ons, sodat ons kan glo. Nou waarom sal ons dan bid in Pinkstertyd? Goeiedag, ek is Dominee Thys Burger van die AP Kerk Viljoenskroon. Kom ons lees Lukas 11, vers 5 tot 13. Hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het 'n vriend, en hy gaan om middernaand na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie, die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en dit vir hom gee, wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. Watter vader onder julle sal, as sy seun om 'n vis vra, vir hom 'n slang in plaas van 'n vis gee, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. In verse 1 tot 4 vra die volgelinge van die Here Jesus vir hom, om hulle te leer bid. Hy leer hulle dan die Onse Vader gebed. In verse 5 tot 13 leer hy hulle van gebed. Hy vergelyk die gebed met 'n vriend in nood, wat met vrymoedigheid kom hulp vra. Gasvryheidsreëls in daardie dae het vereis, dat jy gaste sonder meer moes ontvang en kos gee, wanneer hulle by jou aankom, selfs al is dit onverwags. Sonder elektroniese kommunikasiemiddele het dit dan ook meermale gebeur, dat jy onverwagse gaste kry. Die gaste in die gelykenis het dan ook eers middernag by hulle bestemming gekom. En toe was die gasheer in verleentheid. Hy het nie kos vir hulle gehad nie. In 'n bestaansekonomie, sonder die lang lewe kosse en die yskaste van vandag, het die meeste mense maar net genoeg kos klaargemaak vir die gesin, vir die dag. Die gasheer moes dus toe noodgedwonge gaan kos soek by 'n vriend, wat dalk ietsie ekstra oor gehad het. Hy klop toe sy vriend op, om 3 broodjies te leen. Dit was ook maar net genoeg vir 'n basiese maaltyd. In die vertrekhuisies van daardie tyd, moes die hele gesin ook waarskynlik wakker word en opstaan, sodat die vriend kon beweeg, om die kos uit te haal vir sy vriend wat kom vra het. Dit was dus net 'n ware vriend, wat jy so om middernag kon gaan opknop. So 'n vriend is ons Hemelse Vader. Ons kan maar enige tyd na hom toe gaan as ons nood het. Hy is ons liefdevolle Vader, wat nooit nie wil help nie. Hy is selfs beter as 'n aardse vader. Die kan nog foute maak en 'n slang in plaas van 'n vis gee, of 'n skorpioen in plaas van 'n eier. Ons Hemelse Vader kan nie sulke foute maak nie. Meer nog, hy wil graag die beste gee, wat ons ook maar kan vra, sy Heilige Gees. Daarvan lees ons in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 45, antwoord 116. Gebed is vir ons nodig, omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is, wat God van ons vorder. Dit vervolg dan met, omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee, wat hom met hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Ek en jy,
wat in Jesus Christus glo, ons in wie die Heilige Gees reeds woon en werk, kan dus en moet dus in dankbare afhanklikheid nog steeds bid vir al God se goeie gawes, insluitende sy Gees se werking in ons. Wanneer ons vra, sal ons ontvang. Partymal moet ons selfs ernstig en aanhoudend vra, soek na die wil en die voorsiening van die Vader. Maar kan ons Vader nooit slaap nie? Kan dit soms selfs nodig wees om met vrymoedigheid te moet aanhou vra, soos iemand aanhou klop, tot hy die persoon wakker klop? Waarom bid ons dus? Omdat ons dankbare kinders van die Vader is, wil ons bid. Wil ons al meer onder beheer van die Heilige Gees in ons leef. Daarom bid ons. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, werk met die Gees al meer in ons. Beheer ons, dat ons al meer geheilig sal word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.